Goeiemôre, 14 Februarie, ons het 'n klompie vrae om te antwoord, refugee vrae. Eerstens, iemand het gevra, doen ons 'n live hierdie naweek? Beslis nie môre nie, Saterdag is daar geen tyd vir 'n live nie, ek is heel dag tot laat 5:00, 6:00 die aand besig met lugmag business. Klomp goed om te bespreek en te voor te berei vir ons, hulle het ons die government oopgemaak, so ons budget is in, ons moet al die vliegoperasies en goeders en al die ander training operasies en goed bespreek en voorberei vir die volgende klomp maande. Maar beslis, sover ek weet, sover gaan ons definitief een Sondag kan doen, en as ons om Sondag doen, gaan dit 7:00 die aand SA tyd wees op Sondag aand, as ek weet die terugkom met die kerk uit. Julle is nou 8 ure voor ons, so as ek 11:00 die oggend begin, is dit 7:00 die aand by julle. So kyk uit, ek sê julle waarsku, ek gaan anyway 'n video stuur om julle te waarsku hoe laat dit sal wees. 7:00 die aand, miskien 8:00 die aand. En as iets anders voorval of gebeur, en ek kan dit vroeër doen, sal ek julle laat weet. So, gesien, iemand sê, gesien daar is nie siekverlof in Amerika nie, en as jy hospitaal toe gaan, kan jy jou job verloor en die tyd jy terugkom. Nou weet jy waar hulle dit gesien het, die maar vals. Dit is heeltemal vals. Hier is net so selfe siekverlof soos in Suid-Afrika kry. En het verskil van company tot company, maar daar is 'n minimum requirement volgens die wet. Hier by my is jy 1 dag per maand kry jy siekverlof, en het accumulate, dit hou nie op nie. So, my siekverlof trek nou al, ek's nou al 10 jaar hierso, so 120 dae, het ek nou al opgebou vir siekverlof. Jy kry 1 dag elke maand en hy rol oor. As jy het nie gebruik, jy rol hy oor. En dan ook, byvoorbeeld, my company het ook 'n policy, as jy die einde van die jaar kom, soos nou, November, ons het nou net hierdie week 'n brief gekry. As jy glad nie hierdie jaar gecall out het nie, jy was glad nie siekverlof gebruik nie, kan jy tot en met 10 dae van jou siekverlof terugverkoop aan die company, om geld te kry, bonusgeld te kry vir Kersfees. En baie mense doen dit, hulle verkoop van hulle siekverlof. So, ek het byvoorbeeld 120 dae al opgebou, ek kan 10 dae daarvan terugverkoop aan die company, en dan kry ek my geld daarvoor, en ek gebruik het vir Kersfees. Maar dit is spesifiek van company tot company, sulke perks. Iemand vra, ek moet bietjie praat oor die Chinese wat 'n militêre basis in Bloemfontein herbou of opbou of voorberei. So, hier is die ding van daar is kontrakte reg gaan oor die wêreld aan sulke goeders. Nou, die Chinas, kyk byvoorbeeld Amerika het 'n basis gehelp finansier om gebou te word in Botswana. Maar daar's 'n memorandum of understanding dat hulle help die basis, is nie Amerikaanse basis nie, dis 'n Botswana basis, maar die memorandum of understanding is as Amerika in die suidelike deel van Afrika operasies doen, joint training of so, dan het hulle met beperking gebruik van daai basis, hulle kan daar vanaf operate en so aan. Die Chinas werk het anderste. Hulle is oralste in Afrika. Hulle maak orders, kyk die regerings leen geld by China, baie regerings in Afrika. Nou, skuld jy hulle. So, hulle sal byvoorbeeld ook projekte vir jou kom doen. Hulle bou baie paaie en brûe en goeders infrastruktuur in Afrika, en dieselfde nou in Suid-Afrika, hulle gaan nou 'n basis opknap. Maar daai is nie net vir opknap is, omdat hulle goeie relations met Suid-Afrika wil hê nie. Suid-Afrika gaan hulle skuld. Hulle populasie is te groot vir hulle eland, so hulle moet ander plekke hê. Hulle het al dorpe gebou in Angola en ander plekke, wat net vir Chinese is. So, die SA regering op die oomblik is besig om op so 'n manier dele van Suid-Afrika te verkoop aan China, waar China gaan toegang hê om te doen daar wat hulle wil. Nou, hierdie basis wat hulle opknap en oopbou is nie hulle basis, nou, dit gaan vir hulle wees nie, maar hulle gaan definitief aandring om 'n groot deel daarvan te gebruik vir een of ander manier, vir een of ander goeder. So, dis maar hoe dit is, hoe die regering agteraf redelings maak om geld te maak. Mense vra as daar ook vliee, muskiete en goggas in Amerika. Ja, reg oor die wêreld.
Veral hier in die suidelike gedeelte waar dit warmer klimaat is en morasse en goeters is, hier is definitief vliee en muskiete, hulle is oral reg oor die land. Jy gaan nie wegkom van insekte af nie. Sal dit teen my tel as ek op SASSA is om aansoek te doen vir die program? Nee, hoekom, ek weet nie hoekom, jy is nie seker nie. Maar die enige ding wat teen jou gaan tel om te kom, is 'n kriminele rekord op 'n sekere vlak. Of as jy nie kan bewys dat jy persecuted is nie. So nee, SASSA gaan nie teen jou tel nie. Kan ek my selfoon saambring? Gaan hy werk in Amerika met dieselfde nommer? Ja, jy kan jou selfoon saambring, hy gaan nie werk met dieselfde nommer. Al verskil is, as jy hier kom, gaan jy op 'n wifi moet connect, dan kan jy jou selfoon gebruik, as jy oor wifi phone calls kan maak, of WhatsApp of die. Maar jou SA foonnommer, jy gaan hom nie permanent kan hê nie. Jy gaan op 'n stadium vir jou, jy gaan 'n SIM-kaart moet kry om in te sit, en kry jy 'n ander nommer om wat in Amerika werk, want jy kan hom nie gebruik, jou SA foonnommer en jou SA nommer, as jy wil roaming betaal, jy gaan net baie betaal, en jy gaan die ouens in Suid-Afrika moet betaal daarvoor. My laptop het 'n SA plak, jy weet die plaks wat in die muur druk by Suid-Afrika, obviously as nie dieselfde in Amerika nie. Hoe maak ons nou? Dit is maklik, jy gaan net na die Walmart toe en jy koop 'n converter. Wat jou plak in die converter indruk, en jy druk die converter in die muur en nie by ons. Werk presies dieselfde. Jy doen net die converter ding vir jou plak. En eventually kan jy vir jouself of vir jou laptop hierso, wat ook al 'n laptop het is, net 'n ander kragkabel koop, sommer van Amazon af hierso, wat dan in jou laptop inplak en wat in ons medewerk. Ek sê electrician, I'm an electrician, can I bring my tools and testing equipment with me on the flight? You can. In your carry-on and so on. Just remember, they allow you one suitcase of 23 kilograms. Anything else you have to pay for. So whether you bring it in a separate suitcase and you bag it up and pay for it by yourself, you can bring anything you want and you're just going to pay for it. Or if you ship it separately, it's up to you, but you can bring equipment like that, yeah. Wanneer is 'n goeie tyd om kennis te gee by my werk en my huis hier en so aan? Ek het 'n brief gekry om te sê ek moet binne die volgende 3 of 4 weke gereed maak om te vlieg. Hey, this is up to you. Ek kan nie vir jou sê wanneer is 'n goeie tyd nie. Ek persoonlik sal nie hel by werk opgee of enigiets voordat ek nie 'n vliegkaartjie in my hand het nie. Want enigiets kan gebeur. Daar's mense wat vliegkaartjies in lande gehad het en airport toe gegaan het en vir hulle gesê stop, die vliegtuig is gestop van die government shutdown. So, ek sal nie waag om my werk op te gee, my huis op te gee, as ek nie 'n ticket in my hand het en weet volgende week vlieg ek. En jou maatskappy wil hê jy moet 2 weke notice gee. Wat gaan hulle met jou doen as jy nie kan 2 weke notice gee nie? Jy sien meer in die land, jy trek na 'n ander land toe. So gaan jy fire, ek weet nie. En dan gaan miskien sukkel om jou uit te betaal wat jy jou skuld. So daai is regtig, ek kan jou nie 'n antwoord op daai gee nie. Dis 'n moeilike een wat jy self moet uitwerk. Hoekom kan jy nie gewone basiese tandepasta saambring op die vliegtuig nie? Want die gewone basiese tandepasta is te groot, jy kan nie. Dit is springstof of plofstof waarskuwing wanneer dit gaan afgee. So hulle laat net sekere hoeveelheid liquid of basiese goeders toe, daai klein size. Hulle gaan jou net vir jou sê haal uit of gooi weg. Want enige iemand kan springstof van 'n groot bystande pasta insit en jy kan 'n vliegtuig uithaal daarmee. Kan jy jou Jaffelpan saambring? Nou, jy kan enige ding in jou tas bring as jy wil ekstra, kyk om jy 23 kg tas wat hulle voor gaan betaal, as jy wil dit opvul met 'n Jaffelpan, dis fyn, jy kan 'n Jaffelpan nie ook koop, nie wene, so it's up to you as jy wil sekere goed potte en panne wat jy van graag wil saambring, hey? Soos ek sê, enigiets kan jy bring, jy moet dit net self daarvoor betaal as jy oor die gewig gaan. Was my vraag, Isaac, as ek gaan, wil ek my meestersgraad daar doen, is daar enige raad? As jy hier aankom, eerste raad is, bring al jou dokumentasie saam, jou skoolsertifikaat, jy moet dit hê, en as jy grade in Suid-Afrika gedoen het, bring dit saam, en as jy hier kom, gaan jy dit eers moet translate,
na American toe, nie na Engels toe nie, na American toe. So jy kan 'n Engelse sprint out het van jou bachelor's degree en alles in Engels van University of South Africa of whatever, of Tikkies of whatever. Jy moet hom nog steeds translate hier na American toe. American beteken hulle vat hom, hulle vat jou transcripts en hulle kyk, is dit dieselfde as die standaarde in Amerika, en as hulle vir jou terugstuur en sê, okay, hierdie is equal to a bachelor's degree in Amerika, en dan vat jy hom. So bring het jou goeie saam, en dan moet jy by enige universiteit waar jy wil gaan aansoek doen vir, soos enige iemand anderste, vir 'n meestersgraad en betaal daarvoor, dan kan jy hom vat. Ek het my hele graad hier gedoen, van associate's degree, bachelor's en master's degree, maar myne is deur die army gedoen. Die weermag het van my bachelor's degree betaal, my associate's en bachelor's, en die universiteit self het vir my master's degree betaal. So ek het niks betaal daarvoor nie. Military het en die universiteit het betaal. Kan ek werk kry as 'n opsigter in onderhoud by apartment buildings en so aan, of die weet hulle in die administrasie doen vir homeowners associations? Ja, daar is sulke werke oralste. Jy moet net soek waar het is, kyk by groot stede waar daar baie apartment buildings is en so aan. Baie van hulle het daai tipe mense nodig. Of daar werk beskikbaar is, kan ek nie vir jou sê nie, maar elke gebou het tog daai nodig. In party gebou het net 'n administrateur en hulle gebruik kontrakteurs om die gebou op te knap en reg te hou. Kan ek my ma se as in 'n kussie saambring op die vliegtuig? Jy kan dit bring in jou carry-on luggage of in jou check luggage. Hulle gaan jou definitief vra wat dit is. So jy moet net as jy moet papiere hê vir dit, bring dit saam. Ek kan nie regtig vir jou 100% antwoord gee nie. Ek het dit nog nooit voorheen self getraai of gehoor of iewers gesien as daar enige limits of so iets nie. Seker omdat dit menslike oorskot is. Ek weet nie of dit 'n papier nodig het nie. Die beste is, as jy sien hulle sê volgende week, julle gaan vlieg volgende week met Delta Airlines, kontak Delta Airlines en vra hulle. Stuur vir hulle e-mail en sê, sal die toegelaat word. Gaan hulle, hierdie vraag het my baie, ek is bekommerd oor hierdie vraag. Gaan hulle 'n 80-jarige hardhorende ma ook interview en intimideer met vrae? Sy is die hoofaansoeker, word vergesel deur volwasse kinders. Hier is 'n hele klomp red bells vir my op hierdie vraag. Sy is die hoofaansoeker en sy adult kinders. Die adult kinders kan nie op haarself aansoek wees nie, hulle moet hulle eie aansoek doen. Hoekom is dit nie andersom nie? Hoekom het julle nie die adult kinders die aansoek ingesit as hoofaansoeker en die 80-jarige ma opgesit as 'n dependent nie? En as sy die hoofaansoeker is, ja, dan gaan hulle haar interview, of sy nou hardhorend is of nie, maar hulle gaan haar nie intimideer nie. Ek weet nie waar kom daai uit nie, dat hulle geïntimideer gaan word nie. Dis gewone vrae wat hulle gaan vra en hulle wil weet presies wat gaan aan. So, ek weet nie, miskien moet julle hierdie ding heroorweeg, die mense wat vir my hierdie vraag geskryf het, en iets oordoen, want iets klink vir my nie reg hier, soos julle sê, die 80-jarige ma is die hoofaansoeker en sy word vergesel deur adult kinders. Behalwe as daai adult kinders almal ongeskik is of mental disability of so iets is en hulle is afhanklik van haar. Dan kan ek dit verstaan, maar yes, die hoofaansoeker is die een wat die meeste vrae gaan antwoord. As jy in Amerika kom met jou bestuurslisensie doen, en ons doen hierso, jou bestuurslisensie is ook jou ID. Jy kry 'n gewone ID of 'n real ID, dan noem dit 'n real ID. Nou, om 'n real ID te kry, moet jy eers 3 of 4 proof hê van residence en al daai tipe van ding. Jy kan 'n gewone ID kry, maar jy's beperk, jy kan nie gaan vlieg met daai gewone ID nie, behalwe as jy 'n paspoort het. Die real ID help jou om te gaan, jy kan gaan vlieg in die land rond sonder 'n paspoort. So onthou net, as jy hier kom, as ek jou kan raad gee, maak seker dat jy het jou permanente akkommodasie en alles en die proef van dit, en dan gaan doen sommer van die begin af 'n real ID. Word jou credit score deur jou spels beïnvloed? Beslis. As jy albei op dieselfde naam op rekeninge is, maak nie saak wie doen wat nie, dit word beïnvloed. So, as jou spouse
'n totale rekening op hulle eie het, dan het hulle 'n eie credit score. Maar dit beteken, dan gaan sal hulle credit score nie jou credit score impact nie. Maar as jy byvoorbeeld 'n huis wil koop, en julle altyd met cosign wees, jy weet, altyd se naam op die huis wees, dan kyk hulle na wie se credit score is die laagste, hulle werk volgens daai credit score. So, as jou spouse dan aparte rekenings en alles het, en gaan 'n aparte credit score het, en hulle neek dit op, kan dit impactvol. Maar as julle gecombined is jou vrou of jou man, weet, skuld gaan maak en nie skuld betaal nie, waarvan jy nie weet nie, en dit kom terug, dan bing het julle altyd se credit score. As ek daar kom en omdop binne die volgende week of 'n maand, wat gaan vir my lyk word? Wel, as jy nie reëlings getref het met familie of iets nie, gaan jou lyk hierso gaan in staats in, en hy gaan verras word. As jy alleen nie is, en jy het nie reëlings met niemand gemaak nie, jy gaan na die staats lykshuis toe, en daarso gaan hulle jou prosesseer en verras, of begrawe, meestal tyd verras hulle die mense. So, onthou, as jy aankom, begin onmiddellik planne maak vir wat kan gebeur met jou as jy omdop. As jy spesifiek wil hê, iets moet met jou lyk gebeur. Nie, as dit ek was, ek het jy saak, ek sien nie. Hulle kan maak wat hulle wil met hom. Sal medical my help met 'n program om op te hou rook? Nope. As jy wil ophou rook, sit die sigarette neer en hou op rook. Ek weet, dit is moeilik vir baie mense. Ek ken 'n ou, baie goeie vriend van my. Hy het op 'n stadium dagga gerook en sigarette gerook en so, en weet, sterk goed gerook. Hy het eendag die goed gevat, neergesit en nooit weer aangeraak nie. Wilskrag. So, nee, en ek weet vir party mense is dit moeilik, maar nee, medical aid gaan nie betaal om jou te help ophou rook nie. Dis 'n ding wat jy self van moet doen. Wel, dis dan die vraag van nou. As ek 'n live Sondag gaan doen, sal ek julle laat weet betyds, en dan doen ons dit Sondag, gaan sien ek julle dan. Geniet die dag.